Ek het vanmôre die voorreg om met 'n besonderse dame te gesels oor 'n besonderse projek. Caroline Peters van die Callas Foundation is hier op met ons te gesels oor die Community Christmas Lunch en alhoewel sy nie hier is nie, is sy daarom per video saam met ons. Hartlike goeiemôre Caroline en baie welkom hier by Goeiemôre, good morning. Hi, good morning, goeiemôre en dankie vir die invite. Dis so lekker Caroline, ek wil net by jou gesels en by jou hoor. Die Callas Foundation, die wat dit nog nie ken nie, hoe sou jy die hart en die missie van hierdie organisasie beskryf? Okay, so ons is in, ek gaan bietjie Engels praat, né? So die Callas Foundation, we are a community-based organization on the Cape Flats in Cape Town and Bridgetown, Athlone. So we work to create safe and a secure and empowered community. Also, three main focus is of access to justice and court support for survivors of gender-based violence and families of femicide victims. Ons het 'n groot food security and community kitchens program. So, you know, one of the things that we do, because we cannot speak about dignity and safety when people are hungry. So, and our work is to prevent, so we do prevention work with men and boys around gender-based violence through the boys program, a men's engagement program and human rights clubs at schools. We do first responder training in gender-based violence to all service providers and every stakeholder. So our work is survivor-led, rooted in the community and very practical. So from the soup line to the school classroom to the courtroom, that is our work in a nutshell. Sure. That's a big nutshell, I must say. Hoorie, so dis wonderlike werk wat julle doen, maar ek wil ook 'n bietjie met jou gesels oor die baie spesifieke Community Christmas Lunch. Hoe het dit ontstaan en wat presies is dit? Okay, so dit het ontstaan, ek gaan jou sê, dit het begin van 'n iftar. Jy weet met Ramadan se kalender is 'n gewone iftar. En omdat ek 'n Christen is, het die Christen mense vir my gesê, maar jy doen die Muslim celebration, wanneer gaan jy iets doen? En so die Kersfees en ons doen nou 'n Easter lunch en Easter lunch, maar nou doen ons die groot Kersfeeste. Ons doen dit in ons straat, daar's omtrent 1000 mense wat kom. Mense sit, you know, vir baie mense, vir my en jou is 'n Kersmaaltyd mos nou maar normaal en ons sit ons festive hoedjies aan en ons het die braaibout en goed en dit is, ja. Maar vir ander mense wat dit nie kan bekostig nie, doen ons dit dan een keer 'n jaar, dit is vandag. Ons het 'n groot partytjie in die straat vir omtrent 1000 mense. Hulle kry 'n lekker maaltyd, hulle kry dessert, hulle kry pudding en hulle kry 'n koeldrankie en so 'n lekker 'n party packet kry elke een. En hulle gaan dan huis toe ook met 'n paar groceries, you know, kruideniersware vir ja, so dis omtrent en ons serve omtrent 1000 mense vandag. Genigtig Caroline, en buiten dit dink ek ook die samesyn en die samehorigheid wat die mense saam kan geniet met al hierdie mense is wonderlik. Yes. Hoe kry julle Ja? Ek is jammer, ek wil net sê dis so social, we're building social cohesion in the community. You know, en jy weet die Cape Flats at the moment, there's a lot of gang violence, there's a lot of gun violence, and so for one day today, we're celebrating the festive, we're bringing in the joy of the festive season. Luister, en hoe gaan julle te werk om hierdie voorbereiding so eksie perfeksie te kan doen vir 1000 mense? Ek dink dis nou die van 2020 doen ons dit, né? So dis nou omtrent, dis die 6de een wat ons die jaar gaan doen. So 2021, 2024, dis die 6de, dis nommer 6 wat ons doen. En elke jaar word, ek kyk na die jaar gister wat ons nou klaar is, al die preparations wat al reeds daar ingegaan het. So dis 'n groot preparation story en dan het ons klomp hande wat kom volunteer vandag. En ons baie dankbaar vir dit. En dan, maar dis soos 'n well-oiled machine. Elke jaar raak ons bietjie beter. We get better at it every year. Luister, dit klink vir my so lekker. Ek wonder, is daar plek vir nog 'n +1? Vir my, want dit klink regtig baie lekker. Definitely.
Ja, definitely. Hoorie so, hoe werk dit ook? Ek verstaan dat mense ook as deel van die gemeenskap ook net 'n bord kos kan borg op 'n manier. Definitief. En ek sê dat dis kos dit ons sny die koste en ons sê dis net omtrent R20 'n bord kos. Kom, dis R20 'n bord kos. As jy 'n party packet wil by eet, so dis vir R50 per persoon, jy weet? Sure. En so dit gaan so ver, dit stretch so ver. We able to give every participant a board course, a pudding, a party packet en 'n klein hampertjie wat hulle huis toe gaan met die festive season. So as enige iemand wil donate, dis nooit te laat nie. Come alongside us en kom doen come alongside us, maar ja, ons is verskriklik. We really welcome donations of any kind or any sort, yes. Baie dankie en ons sal ook daardie kontakdetails weer opsit. Ek wil net weet, jy het vroeër genoem ook dat jy werk met slagoffers en hoe skakel hierdie community lunch dan, Christmas lunch dan ook in by die werk wat jy doen? As 'n geheel. Soos ek vroeër gesê het, jy weet, jy kan nie, we can't serve people with dignity if people are hungry. So you must understand that food insecurity drives gender-based violence. And one of the reasons, my ma het altyd gesê, a hungry man is an angry man, as my pa nog so dik mond kom en hy's honger en so. En ek het dit nooit verstaan as 'n kindie, maar ek verstaan dit nou. So there where there's food insecure, women are more than likely to be in abusive relationships. In fact, research has proven that women are more likely to be in an abusive relationships, 40% more likely to be in a violent relationship there where there's food insecurity. Like I said earlier, so we are committed to not just serve the community with gender, but to work intersectionally to alleviate food insecurity, because this causes gender-based violence. So ons doen Caroline, baie dankie vir die geselsie vanmôre en baie dankie vir die wonderlike werk wat julle ook doen. Ons kyk uit daarvoor en volgende jaar kom kuier ek definitief by julle. As jy ook meer wil uitvind, maak net 'n draai by Callis Foundation op die webtuiste en dan kan jy ook 'n bord kos borg en iemand se dag vir hulle baie spesiaal maak en ook hierdie foundation se hande sterk maak.